Alright, graad 12, luister voordat ons oorgaan na die sintuigorgane, moet julle ook net bewus wees van twee siektes wat verband hou met die senuweestelsel. En die eerste enetjie is Alzheimer se siekte. So julle kan maar net hierso gaan lees dat dit 'n progressiewe degeneratiewe siekte is van die brein wat die geheue en denkvermoë laat afneem en dit kom normaalweg met tyd. En as gevolg daarvan sukkel die mense om te kommunikeer. Hulle sukkel met geheue, hulle sukkel om te onthou ensovoorts. En dis sê hulle vir jou algemeen onder ouer persone, maar dit affekteer beide mans en vrouens. So die oorsake van Alzheimer is hulle nog nie heeltemal oorseker nie. Maar hulle het 'n idee, goeie idee dat hierdie definitiewe twee moontlike oorsake is van Alzheimer en dat daar chemiese stowwe verstop raak in jou brein en dit keer dat impulse tussen neurone nie meer versprei kan word nie. En dit natuurlik beïnvloed dan die funksie van daardie gedeeltes van die brein. So normaalweg word hierdie stowwe verwyder. Maar ongelukkig as jy ouer word, dan sukkel jou liggaam om hierdie chemiese stowwe te verwyder wat gewoonlik soorte proteïene is. En dan nommer 2 is jou breinselle wat doodgaan. En natuurlik soos wat jou breinselle doodgaan, word natuurlik afgebreek en weggevoer en dit veroorsaak dat jou brein kleiner word soos wat julle hierso in hierdie prentjies sien. Breinkapasiteit neem af en jou breinventrikels, daai spasies met die cerebrospinale vloeistof, dit vergroot. Maar hier's 'n normale brein aan hierdie kant en dan is daar een van Alzheimer. Behalwe dit moet julle ook bewus wees van veelvuldige sklerose. Dis jou tweede enetjie wat jy moet ken. Nou hierse sê hulle vir jou, is 'n siekte waarin die isolerende bedekkings, daai mielien wat deur die Schwann-selle gemaak word, wat om jou aksone en sekere dendriete voorkom, wanneer dit beskadig word. Alright, en daai kan natuurlik lei tot probleme met sig, spiersterkte, wat natuurlik direk van toepassing is op koördinasie van bewegings, en dan kan sekere sensasies ook nie meer lekker geïnterpreteer word nie. En dis is 4 moontlike redes wat lei tot veelvuldige sklerose. Neurotoksines, dit wil sê gifstowwe wat jou senuweestelsel aantas, waar hy mielien kan afbreek. Virusse, dit kan virale infeksies wees, dit kan auto-immuun wees, met ander woorde jou witbloedselletjies van jou liggaam val jouself aan, en dan is dit natuurlik ook oorerflik, maar dis die twee wat jy moet ken, Alzheimer en veelvuldige sklerose. Nou voordat ons begin met die oog en die oor, het ek maar net weer hierdie uit die graad 12 lewenswetenskappe eksamen riglyne 2021 uitgehaal, en het vir julle hierso neergesit. So maak weer eens net seker wat presies dit van elke afdeling is wat julle moet ken, en as julle dit ken, is daar mos nou nie probleme nie. Verstaan, hulle moet mos nou vir julle vra wat hierso staan. Nou, heel eerstens, voor ons begin met die menslike oog, wil ek net vir julle net bietjie meer vertel van die ander sintuigorgane, voordat ons osself gaan toespits op die oog self. En die eerste enetjie is die vel. So, nommer 1, wees maar net bedag op dat julle 5 verskillende sintuie kan ervaar deur julle vel. En die eerste een is Meissner, dit is aanraking, dan is Pacini vir druk, dan is Raffini vir hitte, Kraus vir koue en vry senuwee eindpunte wat verantwoordelik is van natuurlik die pynsensasie wat die brein ervaar. So daar's 5 verskillende sintuigreseptore wat gelees in jou vel. En dan jou vel opgedeel in 2 hooflae en dit is 'n epidermis en 'n dermis, waarvan natuurlik die epidermis ook 'n klomp verskillende lae wat begin met plaveisel-epiteel en geleidelik oorgaan na 'n laag kubus-epiteel toe. En jou hare is ook, jou haartjies, jou vel, hare op jou vel, is ook epidermaal van oorsprong. Alright, hou dit ook maar net in gedagte. En dan in jou dermis, dit is waar al jou reseptore gelees. En soos ek sê, julle kan sien op hierdie sketsies, hierdie reseptore is eintlik net gewysigde dendrietpunte van senuweeselle. So hierso is die reseptore actually senuwees. En dan is daar volgende enetjie op die tong, dat julle net in gedagte hou dat die knoppies wat op die tong voorkom, staan bekend as papille. En op daai papille sit daar so smaakbekers. So jy sal definitief nie met jou gewone oog, jou blote oog, smaakbekers kan sien nie, want dis mos nou selle. En selle is met mikroskopies, maar jy gaan definitief die papille kan sien, hierdie knoppies wat op jou tong voorkom. En dan natuurlik is jou tong op ons verantwoordelik vir jou brein om 4 verskillende smake te ervaar. En dit is waarom wanneer jy voedsel eet, dan versprei daai voedsel oor die hele oppervlakte van jou tong. En soet en suur en sout en bitter kom bymekaar en gee dan saam met hierdie selletjies in die neus, wat bekend staan as jou olfaktoriese selletjies, wat die reseptore in die dak van jou neus is, gee dan vir jou gesamentlike smaak van iets. Alright. So as jou ma vir jou sê jy moet iets drink wat nie lekker is, die medisyne of so iets, dan sê sy vir jou druk jou neus toe.
want jy skakel die rol van daai olfaktoriese selletjies uit en dit verdoof dan die smaak 'n bietjie. So hou net in gedagte dat hierdie ook 3 sintuigorgane natuurlik is, groot sintuigorgane, maar ons gaan ons nes toespits op die oog en die oor. Okay, so eerste dingetjie wat jy moet weet is dat jou oë geleë is in benige oogkaste, so as jy gaan kyk na die geraamte wat jou onderwyser in die klas het, so jy sien in die skedel is daar sulke oogkaste, en dit is natuurlik waar in jou oë geleë is, en dan ook aan die vet, is daar vet aan die agterkant van jou oog wat help dien as 'n skokabsorbeerder. Dan natuurlik ook trane. Nou kyk maar net daarso sit jou traankliere, hoor. Baie kinders is geneig om te dink jou traankliere sit in die binnekant van jou oog, maar dit sit actually bo en aan die buitekante van jou oog. Dis waar jou traankliere geleë is. En dan natuurlik die trane wat ook antisepties is, so dis 'n goeie ding dat 'n mens nou en dan huil. En dan as jy dan nou huil en die trane word natuurlik deur hierdie buise afgeskei in die oog, dan loop die traantjies hierso af, kom maar onder by mekaar en dan druppel hy daarso deur. Maar baie keer word daar so baie trane gevorm dat dit actually daarin. Nou daai wat julle daarso sien, daai is die openinge van wat bekend staan as die Maibom-klier. Alright, so daai klier is ook natuurlik in aanraking met die of loop saam na die neusholte toe. So dis waarom baie keer as jy lekker huil, loop die trane sommer daarin, dan loop dit by jou neus uit. En dis kom hulle vir jou sê jy huil snot en trane. So hou daai net in gedagte. Maar dat jou trane antisepties is, so dit kan ook help natuurlik om patogene dood te maak. En dan is net die Maibom-kliertjie, so ek sê wat hier in die binnekant sit, wat natuurlik jou oog smeer, en dit is 'n kliertjie wat verantwoordelik is vir die slaap wat vorm, terwyl jy slaap, as jy die oggend opstaan en dan slaap in die binnekant van jou oog, of dit wat hulle slaap noem, dit is daai Maibom-klier, en hier sit ek vir julle baie mooi prentjies, waar julle net actually die olieafskeidingkies kan sien, die openingkies daarso, waar hierdie vrygestel word, hierdie oliekliertjies, hulle goedjies vrystel, in die bokant van die ooglid. So ja, dis maar net vir interessantheid. En dan 6 oogspiere, wat jou oog natuurlik in posisie hou, daar kan jy sien is 1 langs die kant, 1 aan die ander kant, 1 bo, 1 onder, en dan sit jy ook natuurlik met hierdie 2 spiere wat verantwoordelik is om jou oog nie net links, regs, op en af nie, maar hulle is verantwoordelik om jou oog te laat skuins op, skuins af, skuins hierdie kant toe, skuins daai kant toe, jou oog te laat rol ensovoorts, so daar 6 spiere betrokke by die beweging van jou oog. Nou hierso is dit begin dit belangrik raak, en hier is byskrifte wat jy moet ken. So die heel eerste ouetjie wat ons maar net kan uitlig hier, so kom ons vat sommer groen, hy behoort lekker te staan. So kom ons kyk gou heel eers na die 2 kamers in die oog. Kom ons begin sommer daar. Nou heel eerstens het jy 'n kamer agter die lens, daar so sit hy, groot kamer. En daai kamer is gevul met glasvog. Dit staan ook bekend as vitreus humor. Alright, maar julle hoef dit te ken as glasvog, die agterste kamer. Dan dat dit wat jou lens is, dan in die voorkant van jou lens, daar is nog 'n kamer wat aan die voorkant van jou lens sit. En dit staan bekend, die vloeistof wat daar so in voorkom, staan bekend as watervog. Of aqueous humor, dis 'n ander naam daarvoor. Soos 'n agterste kamer, voorste kamer, met glasvog agter en watervog aan die voorkant. So moet asseblief daai onthou. Dan as ons kyk na die laag van die oog, die heel buitenste laag, waar hy heel buite sit, daai laagie staan bekend as jou sclera. Daar sien julle sy naam sien, die sclera. En ek het dit ook hier vir julle 'n bietjie gecolor-code. Buitenste is 'n veselagtige laagie, dit wat groen is, dis die sclera, en dan sal jy ook sien die cornea. Nou die cornea is nie so veselagtig nie, dis meer die sclera, want die cornea moet helder wees om ligstrale deur te laat. So daar waar jou oog uit jou oogkaste uit beweeg, stelselmatig gaan jou sclera oor in jou cornea. So jou cornea en jou sclera is actually dieselfde laag. Right. En dan soos julle sien veselagtig, so jou sclera, omdat hy buite jou oog sit, heel aan die buitekant sit, dien hy ook as die beskermende laag. En dis hoekom hy veselagtig is, dit is 'n sterk laag om jou oog te beskerm. En dan die laagie net binne dit, daai laagie waar daar so pinkerige kleur is, daai laagie staan bekend as jou choroïd. Jy kan sien hier so die blou, middelste laagie, so daai is blou, choroïd. En as jy daai choroïd volg, vorentoe, dan gaan jy actually sien, hy choroïd gaan oor in hierdie struktuur, wat bekend staan as 'n ciliaar liggaam, waaroor ons nou sal gesels. En as jy nog vorentoe beweeg, dan gaan dit ook oor in hierdie struktuur, wat natuurlik bekend staan as jou iris. En dit is waarom dit ook in blou is. So eintlik moet die ciliaar liggaam ook in blou wees. Kom ons maak hom ook sommer blou, dat jy ook sommer kan onthou. So jou choroïd wat vorentoe gaan oor in jou ciliaar liggaam, en dan as hy nog vorentoe gaan ek oor in jou iris.
So dit's baie belangrik dat jy dit besef. En dan die volgende laagie wat jy natuurlik kry, kom ons maak hom sommer swart, is natuurlik die binneste laagie van die oog. En dit is 'n verskriklike belangrike laagie, daar sit hy in die binnekant. En daai laagie staan bekend as jou retina. Alright. En jou retina is waarop jou fotoreseptore geleë is. Daai reseptore wat sensitief is vir ligintensiteit. En dan daai verandering as 'n impuls deur die oogsenuwee vat na die brein toe, sodat die brein dit kan interpreteer as sig. So jou fotoreseptore gaan daarso voorkom. Nou 'n ander ding wat ek net vir julle kan vertel van die koroïd, die laagie reg agter die retina, die middelste laagie, is dis op die koroïd waar jou bloedvate voorkom. Jy sal ook sien daar, die middelste laag is die bloedvatryke laag. En omdat jou retina jou fotoreseptore bevat, is hy baie meer deursigtig. En wanneer jy 'n foto neem van iemand en die flash gaan af, is daar soveel skerp lig wat hierso deur die pupil, hierdie ruimte in die gaatjie in die middel, deur die pupil beweeg, deur jou lens beweeg en dan verlig dit die agterkant van jou oog. En omdat die koroïd so bloedvatryk is, dan verlig dit daai bloedvatryke laag. En dit is wat dan die rooi oë vorm, wanneer jy baie keer sien as jy foto's neem van mense se gesigte met die rooi kolletjies wat so op in hulle pupille vorm. So dis eintlik 'n bloedvatryke koroïdlaag wat verlig word agter die retina. So dis maar net 'n bloot vir interessantheid, right? En dan natuurlik sit jy met die lens. En daar's is die lens. Ek hoop net ek het dan net die so regte koutjie daar's gevat. Daar's is jou lens. En natuurlik is jou lens verskriklik belangrik om ligstrale te fokus. Want as jy nou vat die middelpunt van die lens wat daar so sit en jy vat hom reguit agtertoe, gaan jy op daai areaatjie afkom van jou oog. Jy sal sien daar so 'n klein duitjie wat daar vorm op jou retina. Daar loop so 'n duitjie. En daai area is wat bekend staan as die fovea centralis. En dis waar die hoogste konsentrasie van fotoreseptore geleë is. Soos wat jy met die retina vorentoe beweeg of daai kant toe vorentoe beweeg, neem die aantal reseptore af. So jou skerpste fokuspunt is op daai area van die retina. So dis ook waarom jy as jy na iets kyk, het jy perfekte fokus daarop. En as jy net met jou periferale visie kante toe gaan, so jy sien dat dit wat nie die punt is van jou fokus, jy raak al hoe dowwer en dowwer en dowwer, soos dat jy bewus raak van die periferie om jou. En dit soos ek sê, omdat daai gedeeltes, daai voorwerp maar almal hierso gelees, maar die voorwerp waarna jy kyk, daai beeld val op daai fovea centralis, wat jou fokuspunt van jou oog is. So ja, dis ook nog ietsie om te onthou. En dan hierdie area daarso, daai area wat daarso is, aan die ander woorde as weet, dit is ons oogsenuwee. So dit waar al die senuweeselle van jou retina bymekaar kom, om dan jou optiese senuwee te vorm, jou oogsenuwee te vorm, daar's geen fotoreseptore daar nie. En daai area staan bekend as jou blinde vlek. So daar waar jou optiese senuwee in jou oog en hardloop, dit is jou blinde vlek, daar is nie fotoreseptore daar nie. En dan, as ons weer teruggaan na die lens toe, as jy nou mooi kyk na die lens, sê jy sien, hier sit sulke ligamente daarso, daar aan die bokant en natuurlik aan die onderkant. Daai ouetjies staan bekend as suspensoriese ligamente, en hulle speel 'n groot rol by die fokus van die oog. Nou jy sal sien, die suspensoriese ligamente is geheg aan jou ciliare liggame daarso. Alright, so met ander woorde, jou ciliare liggaam speel ook natuurlik 'n groot rol in fokus. So as ons nou na gaan kyk, jou ciliare liggaam, jou suspensoriese ligamente en jou lens speel 'n reuse rol by fokus. Maar ons sal nou oor daai fokus sit te gesels. En dan soos ek nou gesê het, as jou iris wat hier in die ronde hardloop vorm daai openingkie wat daar so sit, wat natuurlik swart lyk omdat die oog so diepte niks reflekteer nie. En dis hoekom die pupil swart is. Alright, so daar's op die nou maar net die woordjie pupil. So die pupil word begrens deur die iris. En die iris is 'n struktuur wat bestaan uit twee tipe spiere uit. Dit bestaan uit radiale spiere uit en uit kringspiere uit. En daai spiere werk antagonisties. As die een saamtrek, gaan die ander een verslap. En dit gaan natuurlik veroorsaak dat of jou iris krimp of jou iris verwyd. En as dit gebeur, gaan jou pupil se grootte verander. So jou pupil en jou iris het weer te doen met die beheer van ligstrale wat in jou oog inkom. Maar daaroor sal ons ook later gesels. So al hierdie byskrifte wat jy hier op hierdie bladsy sien, almal van hulle moet jy asseblief ken. Hulle is belangrik. So hier het ek maar net 'n opsommingkie gemaak vir julle van die 3 verskillende lae. Dit wat jou boek jy wil hê jy moet weet. So gaan maar net deur daai 3 verskillende lae
En dan weet jy mos, soos ek sê, sklere wat outomaties aan die buitekant sit, gaan jou taai, jou sterker laag wees, want dit moet beskerm, en dan gaan dit oor natuurlik na jou kornea wat helder is, want ligstrale moet hier deur jou kornea gedeelte deurbeweeg, sodat dit kan val agter op jou retina, waar jou fotoreseptore geleë is. Dan die middelste laag wat jou koroïd is, wat die bloedvatryke laag is, wat natuurlik al die ander selle voorsien van suurstof en voedingsstowwe en die verwydering van koolstofdioksied en afvalstowwe. Maar ja, maar dit gaan oor in, as jy nou vorentoe beweeg, dis hy pinkerige laagie, dit gaan oor in hierdie gedeelte wat bekend staan as jou ciliaar liggaam, en vorentoe gaan dit oor in hierdie gedeelte wat bekend staan as jou iris. En dan jou retina wat die beelbinneste laagie is, wat hy geelerige laagie is, wat jy nou daar so sien, dit is waar op jou fotoreseptore geleë is. Nou hierso is 'n prentjie van die retina. So onthou net, daar is die oog wat jy daar so sien, kom ons vat sommer hierdie kleur, so daar sit jou oog nou. Met ander woorde, ligstrale gaan van die kant af inkom. So ons het 'n stukkie van die retina daar, so het ons 'n stukkie van die retina vergroot. So heel op die agterkant van die retina sien julle hierdie laagie wat ek nou hierso om stippeltjies gaan omkring. Daai laagie wat julle daar so sien, dit is die laagie fotoreseptore. En hier sit ek vir julle 'n prentjie onder gesit van die twee tipes fotoreseptore wat jy kry. Jy kry stafies en jy kry keeltjies. En daar's 'n rede waarom jy hierdie twee fotoreseptore natuurlik het, want die stafies is verantwoordelik vir die swart en wit, met ander woorde lae ligintensiteit kleure, soos jou skakerings van grys, terwyl jou keeltjies natuurlik betrokke is by hoë ligintensiteit kleure, naamlik jou 3 primêre ligkleure. So jy's met ander woorde die keeltjies is verantwoordelik om vir kleurvisie. Met ander woorde die keeltjies is verantwoordelik dat jou brein kleurvisie ervaar, en die stafies is verantwoordelik dat jou brein die skakerings van grys ervaar. So daar staan dit maar net vir jou. Alright. En dit is ook maklik eintlik om te onthou. Onthou maar net die S vir swart en wit wat grys is, en dan die K vir kleur. Alright, so hou daai net 'n gedagte. En dan aan die reseptore, as jy sien, hier is hierdie spesiale neurone wat daar sit, met hulle selliggame. En daar's 'n voorbeeld van bipolêre neurone. En aan daai bipolêre neurone is dan nog bipolêre neurone wat hier sit. So, alhoewel bipolêre neurone baie skaars is in jou liggaam, is die oog een van die plekke waar bipolêre neurone voorkom. So ligstrale sal nou hierso deurbeweeg, kom ons vat sommer geel, sal nou hier deurbeweeg en uiteindelik tref dit hierdie fotoreseptore, en dit is die verandering, dit is die stimulus, dit is die prikkel wat omgeskakel word in 'n impuls, en dan word dit met hierdie bipolêre neurone oorgedra via sinaps na hierdie bipolêre neurone wat se klomp aksone almal bymekaar gaan uitkom om natuurlik jou oog of jou optiese senuwee te vorm. Daar staan dit ook vir jou neergeskrywe.